Ons is vanaand in gesprek met Boue van der Eems. Hy is 'n lidmaat van een van die gemeentes wat uit die NG Kerk uitgetree het. Dit is die Tafelberg gemeente in Kaapstad. Maar hy is ook 'n elektroniese ingenieur wat 'n meestersgraad oor natuurlike spraakherkenning verwerf het. En dan is hy getroud en het 5 kinders wat hulle getuieskool het. En Boue hou ook daarvan om te lees en artikels te skryf. Welkom Boue. Ja, baie dankie François, is my altyd lekker om te gesels oor die dinge. Goed, Boue, net gou by jou hoor, jy het nou so onlangs het jy 'n artikel in Ontlaar geskryf rondom vroue in die ampte en dan het jy dit teruggetrek tot by die samelewing. Kan jy 'n bietjie net vir ons so in 'n neutedop saamvat wat jou argument was en wat jou gevolgtrekking was? Hierdie is eintlik 'n bietjie van 'n opvolg op 'n vorige artikel wat ek op die Ontlaar joernaal geskryf het in Januarie, waar ek gewys het dat die demografiese argument nou hoofstroom argument is. So die narratief rondom demografie was al die jare gewees. Mense, die wêreld het beperkte hulpbronne en ons moet keer dat te veel mense op die aarde is, want anders gaan die hulpbronne uitgeput word. En as gevolg daarvan het oor die laaste 100 jaar die kinders geboortesyfers gedaal oor die hele wêreld, nie net in die weste nie, maar ook in die ooste. En nou begin die gevolge daarvan sigbaar raak. So ek het in Januarie 'n blogartikel geskryf met die naam Die Nuwe Demografiese Narratief, na aanleiding van die feit dat hierdie argument van dat die ou narratief van ons moenie te veel raak nie want die hulpbronne is besig om op te raak, word nou vervang met ons het 'n ander probleem nou, van ons het nie meer genoeg mense om die samelewing aan die gang te hou nie, en daardie argument is nou hoofstroom. Hy het verskyn, daar's 'n hele uitgawe van The Economist gewees wat gehandel het oor die demografiese tendense, die effekte daarvan en wat mens kan doen. So dit om mee te begin. En toe het ek nou met die Vida debat het ek nou bietjie die hele Vida argument gaan kyk, die vrou in die amp argument bekyk vanuit 'n demografiese oogpunt. Nou daar is die teoloë argumenteer daaroor, so daar's die gereformeerde teoloog wat sê vrou behoort nie in die ampt te dien nie, want dit is wat die Bybel vir ons sê. So ek noem dit die teologiese of die Bybelse argument, sê geen vrou in die ampt nie. Daarteenoor sê die teenstander sê nee, maar in vandag se kultuur is dit nie meer aanvaarbaar dat vroue nie in die ampt mag dien nie. So die een het 'n teologiese argument en die ander een het 'n kulturele argument. Nou ek aanvaar nou hierdie kultuur, ek sê nou, kom ons sê hierdie kulturele argument is reg. Dit is heeltemal in orde dat vroue oral in die korporatiewe wêreld en in die politiek en in die kerk in die leierskapsposisies is, want ons kultuur is nou so. Maar dan word aangeneem dat vandag se kultuur sommer 'n arbitrære ding is. Dat in die ou dae het hulle arbitrêr beskou, gesê mans moet die leierskapsposisie wees en vrouens moet dan die gesinversorgers wees. Daardie rolverdeling of taakverdeling word voorgestel as net 'n arbitrære ding van die ou dae. Maar as 'n ou demografies daarna kyk en sê die samelewing van daardie tyd het 'n taakverdeling van man en vrou benodig. Want as jy 'n samelewing het met hoë kindersterftesyfers, waar jy omtrent 6 na 10 kinders per vrou moet kry, net om die samelewing aan die gang te hou, dan is dit nodig dat 'n taakverdeling in die gesin moet wees, dat die vrou na die kinders kyk en die gesin versorg en dat die man die inkomste verdien. Jy kan nie met so hoë geboortesyfer, kan jy nie
gelykheid hê waar mans en vrouens beide in die korporatiewe wêreld werk en dan die versorging van die kinders uitbestee aan skole en crèches nie. Dit werk net nie so in so 'n samelewing nie. So my argument is, daar was goeie redes hoekom in die verlede die samelewing oorwegend volgens manlike leierskap gehad het. En vandag het die kultuur inderdaad verander, maar met ons klein, maar dit is nie volhoubaar nie, want as ons geboortesyfer is soos dit is, gaan ons samelewings uitsterf, die bevolkings gaan begin daal, en daar gaan nie meer genoeg mense wees om die samelewing aan die gang te hou nie. So dis my hoofargument. Nou Boue, ek het 'n boek van Mary Kagan gelees waarin sy juis oor hierdie vrou in die amp, die titel van die boek is The Feminist Mistake, is die een boek, en dan die opvolgboek daarop was, ek dink dit was Evangelical Feminism, of the Feminist Gospel, eintlik die Feminist Gospel. En dan wat sy dan doen, so dit gaan spesifiek oor die vrou in die amp, en sy was voorheen 'n feminist gewees, en toe het sy basies tot bekering gekom en dit vaarwel geroep. Maar dan wat sy in daai boek van haar doen, is sy wys uit dat daar 3 fases was van die feminisme, waar hulle eers begin het en gesê het, hulle wil hulle self benoem, so vroue wil nie gedefinieer word aan die hand van, hulle is die vrou van hierdie man of daardie man of so nie, hulle wil hulle self kan benoem. En toe die volgende stap was waar hulle gesê het, nee, maar hulle wil die samelewing, wil hulle kan inrig soos wat hulle dink hy ingerig moet word. En dit is wat ons nou sien, wat 'n mens crashes kry, en wat die vrouens ook CEO's kan word, en al daai tipe van dinge. En dan die laaste fase is waar hulle sê, maar hulle wil self besluit wie God is. So dan kan mens sien, dit eindig op in afgoderry en totale afval eintlik maar, want hulle verwerp dan die Bybel, omdat hulle sê dit is 'n patriargale dokument. Nou, jy het nou in hierdie artikel van jou, verwys jy na demografie. Hoekom is hierdie demografie so belangrik, en dan wat se invloed het die feminisme daarop? Hoe bring mense twee by mekaar? Kyk, daar's die sê ding, demographics is destiny. Op die ou end word alles in die samelewing bepaal deur demografie. So feminisme is iets wat moontlik geword het oor die laaste eeu as gevolg van ons tegnologiese ontwikkelings wat baie dinge geautomatiseer en wat dit moontlik was om so te leef. So ons het dan, weet, in ons ekonomie word die inkomste oorwegend gegenereer deur korporasies, deur witboortjie werk en die vroue kon toetree tot daardie beroepe. Maar die hele ekonomie word gefeminiseer. Ons kan dit sien byvoorbeeld in die onderwys. Ons kom dikwels by 'n publieke skool in ons omgewing, en daar is sulke foto's van die verlede. En daar was 'n foto van die personeelfoto van 1937. Was alles mans en een of twee vrouens. Vandag is manlike onderwysers in skole so skaars soos hoendertande. Nou waar gaan jong seuns rolmodelle kry? Om te weet hoe moet hulle as man wees. Dieselfde gebeur in hoër onderwys en allerlei dinge. So die hele samelewing word inderdaad nou feministies ingevul en dit het sy gevolge. Nou ons sien dit byvoorbeeld, wat ek nou sien, in die oorlog in Iran is vir my 'n pragtige voorbeeld hoe dit die oorlog vorm. In die Tweede Wêreldoorlog en die Eerste Wêreldoorlog is die oorlog geveg deur miljoene mans, jong mans wat hulle lewe opgeoffer het op die slagveld. En kyk maar net na D-dag. Duisende mans is daar op die bote op die strand en afgemaai en
op die ou end het een groep gewen. Maar die oorlog het miljoene man se lewens benodig. Vandag met ons lae kindersyfer het ons samelewing nie meer miljoene mans om 'n oorloggeskil te besleg nie. Met ander woorde, daarom is ons oorlog in Iran is 'n tegnologiese oorlog. Daar's nie meer duisende mans wat op 'n slagveld gaan nie. Dis alles net knoppies wat gedruk word en missiele wat geskiet word. So ons sien byvoorbeeld hoe oorlog beïnvloed word deur ons demografie. So alles word deur demografie bepaal. So die feministe kan hulle doelwitte bereik. Die gevolg is ons gaan nie meer genoeg mense hê om die samelewing in die gang te hou nie, en dit gaan katastrofale gevolge hê. Ja, dit kom by ons volgende punt. As ek nou hierdie hele wêreldbeskouing wat ons konfronteer, as ek daarna kyk en ek vergelyk dit met die Brave New World, dan basies wat dit op neerkom is dat hulle is besig om 'n kastestelsel te ontwikkel. Nou wanneer ek van 'n kastestelsel praat, dan verwys ek nou eintlik na wat in Indië vir baie eeue eintlik aangaan. En Brave New World van Huxley wat hy geskryf het hy dan ook in die fiktiewe verhaal wat hy nou vertel, het hy dan ook 'n kastestelsel. En wanneer ons nou na ons samelewing vandag kyk, dan is die feminisme is nou een deel daarvan, maar die woke stelsel wat ons vandag het, is eintlik die volgende iterasie daarvan, waar hulle dan kom en sê dat daar intersectionality is. So met ander woorde, as ons na die marxisme kyk oorspronklik, dan wat hulle gedoen het is gesê daar's klasseverskille. In Suid-Afrika het hulle gekom en gesê nee, dit is die rasseverskille. En toe het die feministe gekom en hulle het gesê nee, dit is diskriminasie teen die vroue. So dit is waar die eintlike brandpunt is. En wat die woke dan nou doen is hulle skep dan verskillende groepe wat dan soos 'n Venn-diagram werk, en daar waar hulle interseksie het, dit is daai ouens wat dan die meeste onderdruk word. Nou in hierdie diagram wat ek op die skerm het, kan julle sien in die woke wêreldbeskouing het hulle ook hierdie tipe van kastestelsel waar hulle sê, en in die korporatiewe wêreld waar ek nou betrokke is, kan mense dit baie duidelik sien, want wat hulle doen is hulle implementeer stelsels en hulle het quotas waar volgens hulle dan mense aanstel, en dan die staat het dan ook 'n gedeelte hiervan geïmplementeer met die BEE, waar hulle dan kom en sê dat as jy 'n swart vrou is, dan verdien jy die meeste punte vir die maatskappy, en dan jou scorecard wat jy dan opstel of jy nou aan BEE voldoen, word dan opgestel aan die hand daarvan. So mens kan sien, daar word punte toegeken vir gestremdheid, of jy nou 'n inheemse persoon is. Nou in Suid-Afrika is die LGBT+ is nie so belangrik nie, maar in ander lande is dit wel. En dan of jy nou gekleed is en of jy nou nie 'n LGBT ene is nie, dan is jy 'n laer stand, en dan as jy 'n nie gay is nie en jy's 'n Christen man, dan is jy heel onder op jou hiërargie. So dat want die ding is, daai ouens verdien 0 punte, terwyl die ouens hierbo, as jy nou 'n swart vrou is wat een of ander gestremdheid het, dan gaan jy die meeste punte vir die maatskappy verdien. So hulle gaan jou eerder aanstel want hulle wil goed lyk met die punte. So nou in Brave New World wat Huxley gedoen het, is hy die boek geskryf om basies uit te wys dat waar die eindpunt is van hierdie wêreldbeskouing wat hy toe in die 1930s geïdentifiseer het met sy kastestelsel wat hy nou met die ideale Brave New World wat hy nou van praat. En dan kan mens sien dat daai Brave New World van hom eindig op in 'n katastrofe. Dit is toe nou nie die Utopia nie. Nou ek dink en jy het eintlik maar in jou artikel ook uitgewys dat dit nie gaan goed eindig nie. En mense sien dit met die demografie wat besig is om in duie te stort. Kan jy 'n bietjie meer uitbrei rondom die ineenstorting en
mens kan dit eintlik al seker sien as mense 'n bietjie na die demografie van verskillende lande in die wêreld kyk. Ja, ek dink dit is nog nie so sigbaar nie, maar ons sien al baie byvoorbeeld Japan is een van die lande met die slegste demografie. Die stede is nog baie besig. Die ekonomie is nog aan die gang, maar die platteland sterf uit. So jy vind in lande soos Japan, Suid-Korea, Spanje, vind jy daar's bloggers wat of vloggers, YouTubers wat video's maak van dorpe wat uitgesterf is. So dit is alreeds sigbaar in spookdorpe wat ons oral oor die wêreld kry. So dis hoe dit sigbaar raak en jy kry 'n vergrysende samelewing en daar's al hoe meer ou mense en daar's 'n klein hoeveelheid jong mense wat van die ou mense kan sorg. Nou die ekonomie bly nog soort van aan die gang want dit word alles met skuld gefinansier. Alle regerings is in die skuld. So Suid-Afrika se skuld is dink ek in die 80% van die bruto nasionale produk. Ek dink die Japan is in die 300%. Met Amerika sit met 39 triljoen dollars. Ons kan nie ons indink. Nou as daardie skuld, dit is eenvoudig onmoontlik om daai skuld af te betaal. Maar op die oomblik sien ons nog nie die gevolge so erg nie, want dit word nog alles met skuld gefinansier. Maar die uiteinde is, daar gaan nie meer geld wees om vir 'n vergrysende samelewing te betaal nie. Maar ons kan al, ek dink elke iemand wat in die 40s, 50s, 60s is, wat nog werk, kyk na jou pensioen wat jy opgebou het. Dink jy gaan daarop oorleef? Nee, jy gaan nie. So die gedagte, die pensioen is iets wat gaan uitsterf. En mense gaan aftree gaan nie meer bestaan nie. So dis een van die dinge wat toenemend begin gebeur en ons sien dit in die samelewing. En dan het jy ou mense wat geen of min kinders het wat nie meer op hulle pensioen kan leef nie, wat in armoede verval. En dis die tipe dinge wat ons meer en meer gaan sien, dit gaan al hoe erger raak en daar is nie 'n oplossing daarvoor nie. Ja, ons het nou familie wat in Nederland bly. Nou daarso het hulle nie die idee van 'n privaat pensioenfonds nie, want die staat sorg maar vir jou vandat jy gebore word totdat jy doodgaan. Maar nou wat daar begin gebeur het is dat die voordele wat die staat vir jou gee word al hoe minder en die ouderdom wanneer jy wel kan aftree word ook verder weg uitgeskuif. En ek het 'n vermoede dat hulle ook gaan begin probeer om die ou mense wat afhanklik is van die staat minder te maak deur die euthanasia storie om dit te bevorder. So ek dink nie dit gaan so goed uitwerk vir mense nie. Ek dink daar's groot nadele wat gaan begin wys en ek dink iemand soos Elon Musk het nou die dag mos daar onderhoud gehad wat hulle oor kunsmatige intelligensie gepraat het en toe vra hulle vir hom die vraag, wat dink hy is die grootste krisis wat die mensdom in die gesig staar? En toe sê hy nee, die bevolkingsinploffing. En toe beklemtoon hy sê nie inploffing nie, ontploffing nie. En toe sê Jack Ma wat saam met hom daar sit, hy stem saam. Hulle kan basies al die mense uit die derde wêreld gaan vat na China toe en dan sal dit nog nie genoeg wees net om China se probleem op te los nie. So ja, ek dink jy's reg op die einde. So in Japan, in Frankryk is dit eintlik die groot politieke probleem. Is hulle moet die pensioenouderdom opskuif, want daar is, soos jy sê, die pensioenstelsel in Europa is die geld wat inkom van die werkende mense betaal vir die mense wat aftree. En die mense wat werk raak al hoe minder en die mense wat aftree raak al hoe meer. So hulle moet
daardie pensioenvoordeel opstoot en dan poging om dit op te stoot het enorme politieke reperkusies en daar's die een na die ander betoging in Parys oor daardie ding en ek dink Frankryk het nou in die laaste jaar omtrent 5 eerste ministers gehad. Ek dink hierdie minister Le Cornu het bedank wat hy kon hierdie probleme oplos nie en toe vra hom laat hy om weer terug te kom. Maar daai probleem is polities onoplosbaar om te sê luister ons het julle beloof julle gaan kan aftree maar jammer ons gaan nie meer daai belofte hou nie. Dis waarom jy al die Europese lande maar sit. Ja, ek dink al was die afgelope 100 jaar of so soort van 'n koalisie tussen die onverantwoordelike politici en die onverantwoordelike burgers, waar die burgers stem vir die politikus wat die meeste vir hom in sy sak kan gee. En op die einde is dit 'n slegte uitkoms vir almal. Nou goed, dit het nou lank gevat want hulle het al die kapitaal wat vorige geslagte versamel het hulle nou basies opgebruik en ons is nou by die punt waar dit in duie gaan stort. Ja, dis met baie skuld gefinansier. Ja. As jy gaan kyk na die ander artikel in die ontlaar is daar 'n skakel na 'n video. So regerings probeer die geboortesyfer opdruk. Die regerings weet dis 'n probleem en hulle probeer subsidies gee vir kinders en allerlei belastingverligting vir groter gesinne, maar dit het geen effek nie. So as jy nou gaan kyk en daai ontlaar is daar 'n video skakel na 'n YouTube video van 'n advertensie van die Deense regering waar hy die jong mense aanmoedig om op 'n vakansie te gaan en nou hulle self te geniet sodat daar kinders gebore kan word sodat hulle ouers dan nou ook 'n klein kind dan kan kry. So dis 'n onoplosbare probleem en ek hoop daar is ek dink jy gaan nog by die teologiese ding kom van daar's die kulturele argument wat sê maar dit is nie houdbaar dat jy vroue nie in ambt mag wees nie oor kulturele redes, vandag se kultuur. En die teenargument daar is daardie kultuur van vandag, laat ons sê vandag se kultuur is 'n lae fertiliteit kultuur. Ons huidige lae fertiliteit kultuur is nie volhoubaar nie en ons het dit nou uitgebreid bespreek. Hoe gaan ons terugkom by 'n hoë fertiliteit kultuur? En dit gaan die teoloog sal moet begin daarmee, want ons het nou ook die eerste, ek dink Genesis 2, word die opdrag aan die mens gegee, wees vrugbaar en vermeerder, en dit word herhaal in Genesis 9 aan Noag. En daardie ding daar's gesê nee, maar in vandag se kultuur is dit nie meer verantwoordelik om daai ding letterlik op te neem nie. Ons moet kyk na die hulpbronne in die wêreld en ons moet versigtig daarmee omgaan en daardie teks is nie letterlik opgeneem nie. Nou die teoloog wat nou gesê het, luister, ons moet die Bybel letterlik opneem, die vrou mag nie dien in die ambt nie, moet nou ook begin om daai tekste letterlik op te neem. En as dit gedoen word, dan is daar hoop dat daar weer groot gesinne gaan kom. Ja, as mens gaan kyk wat Pat Buchanan geskryf het in daai boek van hom, Death of the West, wat hy seker al 20 jaar gelede. Nee. Is dit langer terug? Dit is in voor 2000 was daai boek geskryf. So dis al amper 30 jaar gelede. Ja, nou goed, so hy was eintlik 'n profeet want hy het die dinge nog lank gelede al, toe niemand nog eers gedink het daaraan nie, het hy dit al raak gesien en basies wat hy gesê het, dit wat ons nou oor gepraat het, hy noem woke in sy tyd noem hy kulturele marxisme en wat hy sê hoe dit gebeur het is dat die marxiste in Europa het agtergekom dat hulle dit nie reg kry om die klassieke marxisme te implementeer nie en toe het hulle kulturele marxisme uitgedink en dan waar dit basies op neerkom is dat jy gaan en jy
sny die wortels van godsdienst sny hy af. En dan wat Pat Buchanan sê, wat dan gebeur is, in sekulêre samelewings plof die bevolkings in. Nou, Kevin Swanson het ook 'n boek geskryf en hy wys daarop dat hierdie nie 'n nuwe ding is nie, want basies het die Griekse samelewing het basies dieselfde ondergang as ons en hulle het toe op die einde het hulle maar in duie gestort. En so ek dink dit was nie die einde van die geskiedenis toe die Griekse samelewing in duie gestort het nie, en so sal dit heel waarskynlik ook nie in ons dag so wees nie, maar dan moet die mense die vraag vra, maar wat is die oplossing dan? So Boue, kan jy vir ons 'n bietjie uitbrei hoe jy dit sien as ons nou vanuit 'n Bybelse perspektief sou praat, wat is nodig en wat moet gedoen word? Ja, ek dink ons moet eers ons teologie reg kry. So ek dink die GKSA het nou gesê ons lees die Bybel letterlik en my aanbeveling is ons moenie net die tekste oor vroue die amp letterlik ook neem, maar ook die tekste wat sê wees vrugbaar en vermeerder. Weet jy kan vertrou dat as jy gehoorsaam is aan God se wette, dan sal hy jou ook voorsien van die middele om gehoorsaam daarmee te wees. So ons hoef nie in angs te leef dat daar nie genoeg hulpbronne gaan wees nie, daar sal voorsien word. En ons hoef nie maatreëls te neem dat die aarde vir miljoene jare in die toekoms nog kan oorleef nie, want ons weet daar is 'n einde aan die aarde soos ons hom ken. So ek dink die oplossing begin maar by die teologie en hooplik gaan daar dan mense wees wat sê maar hoe gaan ons die samelewing anders inleef. Nou een van die belangrike dinge wat ons nou moet herbesin oor is ons het oor die laaste eeue het die mees algemene vorm van onderwys het die skoolstelsel geraak. En die skoolstelsel is as jy al die kinders na skool toe stuur, veral as dit as jy nou baie kinders het en jy moet hulle in 'n goeie privaat skool stuur, is dit onbekostigbaar. So die skoolstelsel maak dit ook moeilik om 'n groot gesinne te hê en daar is byvoorbeeld die tuisonderwysbeweging gee die oplossing daarvoor. So die oplossing om na 'n groot gesin wêreld te gaan is daar. Ons moet hulle aanmoedig. So ons moet ons teologie reg kry en kyk na hoe moet ons anders lewe om groot gesinne te kan lewe, want ek dink meeste mense weet nie meer hoe groot gesinne werk nie, want dit is 'n skaars fenomeen deesdae. Van staatsweë af, soos ek gesê het, al die pogings wat state aanwend om die geboortesyfer op te laat styg, val. Dit kan nie van staatsweë af nie, dit moet van gewone van die volk self afkom. So dis maar rondom oplossings. Ja, so dit is nie, daar's nie 'n kitsoplossing nie. Dit gaan maar harde werk wees en ons moet maar van onder af begin en soos jy sê, op die einde moet ons by die teologie begin. Dit is maar die enigste manier op ons knieë en verootmoedig ons en werk hard en doen wat ons moet doen. Ja. Baie dankie dat ons vanaand kon gesels het. Dit was lekker om so saam te gesels. Ons maak 'n volgende keer weer so. Ja, baie dankie François. Dit was lekker van my kant af ook.